So ons gaan lees uit Jakobus 3 en Exodus 20. Vanoggend, as jy een woord wil saamvat, huis toe, is dit God is heilig. Een woord, heilig. Ons is hier in die heilige teenwoordigheid van 'n heilige God. En die heilige God wil graag, ek wil amper sê, deur my vandag 'n woord in hierdie gemeente se midde kom laat. En kom ons bid saam, dat ons ook hierdie woord sal vat. Vader, as ons as 'n gemeente hier saam is, dan is dit omdat ons gekies het om hier te kan wees. Wonderlik om vanoggend ook as 'n geloofsfamilie saam die nagmaal te kan gebruik. Dit is wonderlik om as 'n geloofsfamilie saam te kan wees en te kan weet dat u 'n woord op u hart het, nie net vir die gemeente nie, maar vir elkeen van ons individueel. En dan kom ons, Here, en ons kom vra, Here, kom spreek u, en gebruik vir Dion as 'n instrument, spreek u, Here, ons sal luister. En Vader, en vir myself, dat ek hierdie woord sal lewer met u heiligheid in gedagte. Seën ons in die heilige teenwoordigheid, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. En dan gaan ek net daar stop. Hierdie teks, hierdie eerste 4 gebooie, kom God en sê, ek is heilig. Ek is gans anders. Ek is heilig. En as 'n geheilige God, kom vra ek net hierdie 4 goed van jou. En vandag, die Here het verlede week op my hart gelê, Dion, hier is die preek, gaan preek hom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Want God is heilig. Sy naam is heilig. Jesus Christus, as die disippels vir hom vra, Here, leer ons bid, dan kom hy in Matteus 6 en sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die naam van God heilig. Vers 9 van Matteus 6. En dan het die Here hierdie teks op my hart gelê. Jakobus 3, vers 9. Dit gaan oor die tong en die beheersing van die tong. Met die tong loof ons die Vader. Met daai selfde
tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Dis onmoontlik dat dit so kan wees, eintlik sê hy. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars water en brakwater opborrel nie. 'n vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n brakfontein kan ons nie vars water gee nie. Jesus sê ook, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hier sê hy, hier gebruik Jakobus die beeld van 'n fontein kan nie een oomblik vars water en die ander oomblik brakwater oplewer nie. 'n Christen kan nie een oomblik 'n loflied sing en die ander oomblik iemand vloek of die naam van die Here misbruik nie. As ons gaan na Exodus 20, die wet, die eerste 4 gaan oor God en oor God se heiligheid. Die eerste gebod gaan absoluut oor sy heiligheid. Ek is die Here jou God. Ek het jou gered. Jy mag naas my geen ander gode dien nie. Hy duld dit nie. Die tweede gebod is, moet ook nie vir jou 'n afbeelding maak van God nie. En baie keer ook sommer in ons denke, maar ek gaan nie daaroor praat nie. Maak ons 'n afbeelding van God. En dan dink ons, dis God. Moenie. En dan sê hy ook, die 10 gebooie, dan sê hy ook, en ek is die Here. My naam is heilig. Moet hom nie misbruik nie. Want as jy hom misbruik, gaan jy moeilikheid kry. Dis eintlik wat daar staan. En as ek nou vanoggend 'n paar goed reguit gaan sê, moenie die boodskapper kruisig nie. Vat dit as 'n woord wat van die Here na jou toe kom. God is heilig. God se naam is heilig. En Jesus Christus het dit ook om beklemtoon, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ek gaan net fokus op die heiligheid van God en van sy naam, nie die krag wat in sy naam is nie. Nou, kom ek ontrafel net vir 'n oomblik. Exodus 20 vers 7, dat elkeen van ons verstaan presies wat daar staan. Daar staan, al kom die Here en hy sê, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die een wat sy naam misbruik, sal nie ongestraf bly nie. Letterlik, daar's 3 woorde wat ek bietjie wil oopbreek. Letterlik staan daar, moenie die naam van die Here te vergeefs opneem nie. Letterlik kan daar ook staan, weet, ons wat draers van God se naam is, moet dit nie te vergeefs doen nie. Want God se eer is op die spel. Daar's 'n Engelse vertaling wat sê, don't take the name of God in vain. Moet hom nie optel nie. En letterlik word die gedagte gekommunikeer dat ek en jy wat sê ons is Christen, in hierdie geval Israel, julle het my naam opgetel. Julle is draers van my naam. Moenie my naam ontheilig nie. Dit wat by jou mond uitkom en dit wat met jou lewe uitkom, moenie my naam ontheilig nie. En vir ons wat Christene is, ons grootste belydenis is,
Ons het Jesus opgetel. Ons is draers van God se naam. Ons is draers van God se eer. Moenie die naam optel en hom misbruik of verkeerd dra nie. Want ek is die Here jou God, ek is heilig, en as jy dit verkeerd doen, gaan ek jou straf. Nou, dis natuurlik, ons kom nou by die genade van die Here. Maar dis wat die Here hier sê, die eerste ding, stel 'n geloofsfamilie. As ek en jy sê, ons is 'n lidmaat van die NG Kerk Stella, dan sê ons daardeur, en ons bely daardeur, ek het God opgetel. Ek is 'n draer van God se naam. Jou lidmaatskap sê dit. Ek kom nou daarby. En dan kom dit by die naam van die Here. Nou wat baie interessant is, naam praat oor die karakter, die persoonlikheid, die gesag van die Here. En Jesus vat dit vir ons baie mooi saam, laat u naam geheilig word. Geheilig beteken afgesonder. Here, laat ons u naam afsonder vir u gebruik alleenlik. Maar die Jode het soveel respek gehad vir hierdie gebod. Daar is 3 Hebreëse woorde, daar is nog 'n klomp ander, maar 3 woorde vir Here en vir God in Hebreëus. Jahwe, Adonai en Elohim. En die Jode het hierdie heiligheid van hierdie gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, so letterlik opgeneem, dat hulle nie eers die naam van die Here geskryf het nie. Die Hebreëse Bybel, ek sal hom vir julle kan wys, en ek moes eintlik vir julle gou Hebreëus die name van die Here geskryf het. Wat het die Jode gedoen? Hulle het so heilige respek vir die naam van die Here gehad, dat wanneer die woord Jahwe of Adonai of Elohim gebruik is vir God en vir Here, Jahwe verbondsgod, Elohim Adonai God, dan het hulle die JHWH van Jahwe gevat en die EOA van Adonai, hulle het dit saamgesit en dis waar die woord Jehovah vandaan kom. Daar is nie 'n naam vir die Here soos Jehovah nie. Jehovah is 'n naam wat ontstaan het uit 2 name van God wat saamgevoeg is, die klinkers en die medeklinkers, en dit het Jehovah geword, want hulle wou nie eers die naam van die Here skryf nie. So 'n heilige respek vir die naam van die Here gehad, dat wanneer hulle die Bybel lees en hulle kom by die woord Jahwe, Adonai, of nie die Bybel nie, geskrifte lees, nou nog dan sal hulle sê die naam. 'n heilige respek vir die naam van God, want God is heilig. En dan misbruik, ydelik gebruik. Nou kom ons praat 'n bietjie daaroor. Hoe kan ek die naam van God misbruik of ydelik gebruik? Gaan net op 3 goedjies fokus. Die een is deur 'n vals eed af te lê. Ag, kyk, ons kan nou niks daaraan doen as jy in 'n hof 'n eedsverklaring moet aflê of by die polisie, dan moet jy mos dit nou aflê in die naam van die Here. Maar as jy nou daar lieg, dan bring jy as draer van die Here se naam, sy naam in oneer, want jy het by sy naam gelieg.
Ek gaan nou nie verder oor daai ene praat nie, maar ek wil net hierdie 2 teksverse lees uit die Ou Testament van hoe Israel, maar hoe ons as Christene deur 'n eed die naam van die Here in oneer bring. Levitikus 19:12. Julle moet ook nie my naam gebruik en dan 'n vals belofte aflê nie. Julle maak dan die naam van die Here, van julle God belaglik. Ek is tog die Here. Jesaja 48, baie interessant, vers 1 en 2, moet eintlik nog 'n hele stuk van Jesaja 48 gaan lees. Hoor 'n bietjie hier en ek lees die boodskap. Nageslag van Jakob, julle word Israel genoem. Julle is die nageslag van Juda. Julle maak belangrike verklaringe in die naam van die Here. Julle lê 'n eed af in die hof in die naam van die Here, die God van Israel. Maar julle is vals en oneerlik. Julle spog daarmee dat julle in God se stad Jerusalem bly. Julle sê graag die God van Israel staan agter julle. Julle sê die Here wat die hemelse magte aanvoer is aan julle kant. En dan gaan hy nog aan. Waaroor gaan dit hier? Hy sê Israel, julle sê julle is draers van die naam van die Here. En as draers van die naam van die Here is julle daar om God se naam te heilig. Maar God het dit teen hulle dat hulle as draers van die naam van die Here in hulle elke dag handel en wandel in lewenswyse die naam van die Here misbruik, oneer aandoen net deur hulle lewenswyse. Hou hom vas, kom nou na hom terug. Hy sê eintlik vir die volk Israel, God sê vir hulle, julle is niks anderste as skynheilig en vals nie. En dan het die Israeliete ook die gebruik gehad, hulle sou nie gesê ek beloof in die naam van die Here of ek lê eed af in die naam van die Here nie. Hulle sou maklik gesê het ek lê eed af in die hemel, of 'n eed af op die aarde, of 'n eed af in Jerusalem, in die naam van Jerusalem. En dan kom Jesus in Matteus 5 vers 34 en 35 en sê, maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed af lê by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek van sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Daai ding wat ons ook so baie maklik, my pa het dit baie gebruik van, in hemelsnaam. Wat doen jy? In die naam van die een wat in die hemel is. Dis om dit ydelik te gebruik, sê Jesus. So, die ene is 'n vals eed aflê as 'n draer van die naam van die Here. Die ander ene is sommer 'n gevloek en om die naam van die Here ydelik te gebruik. Vuil taal, 'n gevloek, Efesiërs 2, Kolossense 3, ek kan vir julle 'n hele string teksverse nou aanhaal. Moet daar nie uit julle mond uitkom nie. Hoekom nie? Hoekom kan 'n Christen nie vloek nie? Want ons is draers van die naam van die Here. Ek is 'n verteenwoordiger van die heiligheid van God. En 'n verteenwoordiger van die heiligheid van God, kom die woord van God en sê, moenie vloek nie. Moenie iemand uitskel nie. Jesus wat sê, jy kan nie eers vir iemand sê, hy is 'n gek of 'n idioot nie. Ek is skuldig baie keer. Al is ek daar in die stad ry nie, taksies, julle weet. So,
As die Here vir ons sê, ons kan ook nie hierdie tong gebruik om te vloek nie, dan is dit net so goed, ons gebruik sy naam in oneer, al gebruik ek nie die Here se naam uitelik nie, want ek is 'n draer van God en 'n verteenwoordiger van God, en as ek so praat, bring ek God in oneer. Dit gaan oor die heiligheid van God. God duld dit nie. En daarom dat Jakobus sê, uit hierdie mond kan nie lof en vloek kom nie. Dis of die een of die ander. Jy kan nie vloek in die week en op 'n Sondag 'n loflied kom sing nie. As jy dan in die week skyn heilig, en te bang om te getuig dat jy 'n Christen is, of as jy Sondag skyn heilig, want die week vloek jy lekker, en hier kom vals, en skyn heilig sing jy 'n loflied. Gemeente, dit gaan oor die heiligheid van God. Ons wat draers is van die heiligheid van God. 'n Slang het 'n gesplete tong. 'n Christen kan nie 'n gesplete tong hê nie. 'n Christen kan nie met die een tong, deel van die tong, 'n loflied sing, en met die ander deel van die tong vloek nie. 'n Fontein kan nie vars en brakwater oplewer nie. Ons is draers van die naam van die heiligheid van God, en ons lewenswyse en ons woorde moet in eensstemming wees met ons belydenis. En nou kom ek by 'n groot ontsteltenis. Laat ek eers gou Jesaja 6 vers 3 tot 7 aanhaal. As Jesaja die Here sien, dan roep hy uit, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is gevul van sy magtige teenwoordigheid. En toe hy die Here sien, toe roep hy uit, hy besef die heiligheid van die Here, en hy sê, dis klaar met my, ek is verlore, elke woord van my lippe is onrein, ek woon onder 'n volk van wie die woorde onrein is. En 'n engel kom, nou dat die gloei, en hy kom raak met 'n gloeiende kool aan Jesaja se lippe, en hy sê, jou oortredinge is vergewe, jou sonde is versoen. Ek kan nie verstaan dat daar iemand kan wees wat bely, Jesus is die Here van my lewe, en dan draai dieselfde persoon om, en hy gebruik die Here se naam uitelik nie. Jesus Christus, Here, God, so asof dit nou maar net oukei is. Jy kan nie bely, jy's 'n Christen, en jy het geen respek vir die naam van God nie. Voor my bekering het ek gevloek soos 'n matroos. Ek het in Afrikaans gevloek en ek het in Sotho gevloek. En soos my pa het ek die naam van die Here voluit uitelik gebruik en misbruik. Dit was net Here en God en Jesus orals. Maar ek het tot bekering gekom. En daai dag toe ek tot bekering kom, het God sy wet in my hart kom skryf van Dion, jy mag nie meer die naam van die Here jou God misbruik nie.
Wil sê, daai dag het die Here my tong kom aanraak met 'n gloeiende kool. En dit was klaar. Gemeente, dis vals, dis skynheilig, dit bring God oneer aan as Christene, as 'n lidmaat van 'n gemeente, as 'n lidmaat van hierdie gemeente, die Here se naam ydelik gebruik as 'n stopwoord of sommer net in jou gewone taal. Dis vals, dis skynheilig. En dan moet jy kies. Is jy Christen? Kan jy getuig, Jesus is die Here van jou lewe? Het jy jou hele lewe onder die heerskappy van Jesus gaan plaas? En as dit onder sy heerskappy is, begin bid, Here, plaas 'n wag voor my mond. Dit breek my hart om te sien hoe lidmate van die gemeente die Here se naam misbruik. Hoeveel te meer breek dit sy hart? Hoe gaan jy voel as iemand rondloop en jou naam sommer net gebruik vir enige iets? Ek kan julle vertel hoe het ek gevoel toe ek gehoor het Wimpie, jou broer, staan hier voor sy vryheid en dan bedel hy by mense en sê, die dominee sal Sondag vir my kos gee, julle moet my net help tot Sondag. Hy het my naam misbruik. En toe ek dit hoor, toe ry ek na Wimpie toe. Toe sê ek vir Wimpie, kyk my mooi in die oë. Jy misbruik my naam nie so nie. En ek het vir Wimpie berisp en ek het vir hom sommer nog 'n paar goed gesê van, ek sal vir die gemeente sê om nie vir jou kos te gee nie, want jy koop die dwelms, maar kom ons los dit. Dis hoe ontsteld ek was, dat Wimpie in my naam bedel. Hoe ontsteld moet God wees, as ons sy naam, left, right en center, verkeerd gebruik. God neem sy naam ernstig op, ons moet ook. Moenie met die naam van God speel nie. Moenie met die eerbiedige naam van God mors nie. En ek gaan nie daarop ingaan nie, maar God sê, hy sal die ene wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Kom ons los dit vir die Here. Hy sal weet wat hy daarmee bedoel. Maar ek en jy, vanoggend gaan ons die nagmaal gebruik, met hierdie selfde mond, waarmee ons dalk vloek of skinder, of die Here se naam eintlik gebruik, met hierdie selfde tong, gaan ek nou brood eet en wyn drink. Niks het verander nie. En dan kom Paulus in 1 Korintiërs 11 en hy sê, oppas dat jy nie 'n oordeel oor jouself eet nie. Dan moet dit enige ene van ons bang maak om die nagmaal te gebruik. Maar, julle het nou wel hierdie verkeerde dinge gedoen, maar moet nou net nie van die Here af wegdraai nie. Vir ons, wat skuldig is, wat kan ons doen? Sonder om die genade van God goedkoop te maak, kan ek vandag vir jou sê, Jesus Christus het vir elke sonde gesterf.
Jesus Christus het ook vir die sonde gesterf, waar ons God se naam onheilig. Jesus Christus het ook vir daai sonde gesterf, wat ek as draer van God se naam, deur my leefwyse, of deur my taalgebruik, God oneer aandoen. So, elkeen van ons kan daai sonde voor die Here bely. Maar gemeente, as ons vanoggend hier uitstap, dan moet daar 'n lewensverandering kom. Dan kan ons nie hier uitstap en weer aanhou om die naam van die Here te misbruik en weer aanhou vloek en swets nie. Vanoggend se nagmaal is vir my en vir jou onder die vinger. Dis hoekom hier nie 'n stoel is hier voor nie. Dis dat ek en jy gaan stil sit by die Here, die heilige God. Voordat ek daai brood eet, wat sê hy het vir daai sonde gesterf, en daai wyn drink, kom ek en jy word stil voor 'n heilige God. En as jy moet bely dit nou. Maar Efesiërs 4 sê vir ons duidelik, moet dit nie net bely nie, breek met daai sonde, laat staan daai sonde, en vervang dit met iets positief wat God eer. Bid daarvoor. Bid dat die Here, as jy is, jou tong aanraak met 'n koolvuur. Ek gee vir jou tyd vir stil gebed.